Ek en Lorraine ry nou die dag. Terwyl ons so ry, gooi iemand sommer net sy goed so by die venster uit. Blikkie en papiere en goeders. En ek voel net hoe borrel hierdie woede en hierdie, hoe kan jy dit doen? As jy buite ry en jy sien hoe goeders vuil is en goeders morsig raak, hoe voel jy as hierdie goeders gebeur? Nou, dis nog partymal maklike goeders, maar wat gebeur jy wanneer jou wêreld begin skud, wanneer moeilike goeders gebeur? Wanneer goeders uitmekaar uit begin val? Hier's 'n klomp van julle wat lank gewerk het in munisipaliteite en plekke en institusies en goeders, hard gewerk het en nou om te sien hoe baie van daai goeders ewe skielik uitmekaar uitval. Wat maak dit jou voel? Wat gebeur met jou as jou wêreld skud en uitmekaar uitval? Daar's mense in ons gemeente wat ook stikkend is, hulle geliefdes wat besterfbed lê, wat onlangs by 'n graf gestaan het, of wat se lewens stikkend is. Daar's klomp goeders wat gebeur in mense se lewens vandag, en dit affekteer, dit ruk hulle lewens uitmekaar uit. En ek kom vandag met julle die gedeelte lees uit Lukas uit. Ons kom aan die einde van ons jaar in Lukas. En ons kom in Lukas 21 vers 5 wat ons begin saam lees. En dan lees ons hierdie gedeelte wat terwyl sommige praat oor die tempelterrein, oor die mooi stene en die gewyde geskenke waarmee dit versier is, het Jesus gesê: dit wat julle hier sien, daar sal dae kom wanneer nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. En dis asof Jesus hier staan en eintlik vir ons wil kom sê hoe ons geloof moet lyk in tye waar dit onseker is. Wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val, hoe moet my en jou geloof juis in daai tye lyk? Stel jou nou voor die prentjie. Jesus staan saam met 'n klomp mense en sy disippels staan hulle binne in die tempel. Terwyl hulle binne in die tempel staan en almal kyk vir hierdie groot wit stene. Hulle sien hierdie die goue versieringe en die goue bakke, al dit wat in die tempel, die mooi, die pragt wat daar binne gebeur, sien hulle en dit beïndruk hulle. Hulle is so bewus van die tempel was altyd die plek waar God se teenwoordigheid was. Dis die plek die van stabiliteit van hulle geloof. Die een plek waar God was. En dan kom Jesus en sê, dit wat julle hier sien, dan gaan daar kom waar daar nie een klip gaan oorbly nie. Alles gaan afgebreek word. Ek kan my net indink die skok wat dit moes gewees het vir hierdie mense wat hier staan. En dis al kan nie wees nie. Hoe in die lewe gaan so iets gebeur? Dink bietjie as dit vir ons moet wees, as Jesus hier moet staan en sê, hier gaan nie 'n stukkie van hierdie oorbly van dit wat in jou lewe het nie. Alles wat jy sien, gaan niks oorbly nie. Ek dink dis woorde wat hierdie ouens geskok het. Want Jesus kom eintlik vir hulle sê, vir hulle, moet julle onthou, dit was nie net 'n gebou nie. Dis half die hart van hulle geloof. Al daai goed wat daar binne was die plek waar hulle God ontmoet het. Die simbole, die tekens daar, het half hulle herinner, dis die God wat saam met hulle is. En dan kom Jesus, dan bring hy hierdie baie ongemaklike waarheid na hulle toe. Selfs die mooiste en die sterkste en die heiligste dinge van hierdie wêreld is tydelik. En ek wil dit weer sê, selfs die mooiste, die sterkste en die heiligste plekke en dinge van hierdie wêreld is tydelik. En dit moet ek en jy vandag verstaan.
Want Jesus wil eintlik vir my en vir jou kom leer. Ons kan nie ons sekerheid op goed en op dinge kom plaas nie. Ons moenie ons sekerheid bou op dinge wat verbygaan nie, wat tydelik is nie. Jesus kom sê selfs vir sy disippels, hierdie dinge wat julle gedink het is onaantastbaar, dit gaan val. En daai tempel is verwoes 70 jaar na Christus. Dink bietjie aan ons eie tempels, die dinge wat jy so aan vashou, wat vir jou half heilig is, die dinge wat jou hart, as iets met daai goed gebeur, dan voel dit iets gebeur met jou hart. Ons tempels mag dalk ons werk wees, ons gesondheid, ons familie, ons land, ons kerkstrukture. Dit mag dalk die goed wees wat jy half aan vashou. En dan kom Jesus eintlik vir ons sê, maar ware sekuriteit lê nie in hierdie goed nie. Een ding wat ons vandag moet verstaan, dit lê nie in daai goed nie. En wanneer ons dit besef, dan kan my en jou geloof dieper gaan, want dan besef ek en jy, as dit nie in hierdie dinge, in die tydelike goed lê nie, dan eers kan my en jou geloof regtig wortel skiet, want dan besef ons lewe en betekenis lê in ons verhouding met God, die Meester, die ewige God. Dis waar waarde en betekenis lê. 70 na Christus, die Romeinse leer, die tempel verwoes en hy's heeltemal in flarde. Niks van hom het van hom oorgebly nie. Maar God se woord het bly staan. God het bly verder werk. God het nie weggegaan toe die tempel geval het nie. Maar dit is so belangrik dat ek en jy nie ons geloof bou op goeders wat tydelik is nie. Want alles kan val. Afrikaanse onderrig kan val. Wat gaan jy dan doen? Ons kan op 'n plek kom in Suid-Afrika waar geloof verban word, waar ek en jy vervolg word, waar ek en jy nie meer in 'n gebou soos hierdie kan aanbid nie. Wat gaan jy dan doen? So baie keer bou ons geloof op goeders wat kan vergaan, wat tot niet kan gaan. En in hierdie, almal van ons weet hoe lyk dit by baie plekke wat ons gesien het, wat mooi was en vergaan het, en in hierdie kom Jesus, en hy kom spreek iets aan. Vers 7. Hulle het hom toe gevra, maar nou word hulle hulle wêreld word nou so 'n bietjie geskit as Jesus wil hierdie kom sê. Nou, dadelik die eerste vraag wat hulle vra, Meester, wanneer sal hierdie dinge dan gebeur en wat is die tekens wat sal aandui wanneer dit gebeur? Hy het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. Want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek, of die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie vreesbevange raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, maar dit sal nie onmiddellik die einde wees nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen 'n ander nasie optrek, en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal ewige aardbewings wees, en op een plek na die ander sal daar hongersnood en epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. Dit sal vir julle 'n geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie. Want ek sal julle die woorde en wysheid gee wat nie een van julle teenstanders sal kan weerstaan
of weer lê nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar op julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. Sjoe. Ek dink dis woorde wat ek dink daar moes 'n stilte gewees het na Jesus hierdie gesê het. In dit alles kom Jesus eintlik vir hulle sê, bly getrou ten spyte van al hierdie moeilike en harde dinge wat op pad is en wat gebeur is. Bly jy getrou. Ek en jy weet in Suid-Afrika, daar's genoeg chaos wat rondom ons gebeur. En wanneer hierdie chaos gebeur, is mense geneig om te vra, maar wanneer gaan dit gebeur? En dan kom Jesus sê, want mense wil weet, maar wanneer is dit die einde? Wat is die datum? En dan kom Jesus nie vir hulle 'n datum gee nie. Jesus kom sê vir hulle, maar kom ek gee vir julle die padkaart van sterk geloof in moeilike tye. Dis wat ek vir julle gegee. Ek gee nie vir julle tye nie, ek gee vir julle 'n padkaart van hoe staan jy in geloof in moeilike tye. En dan sê hy vir hulle, pas op dat mense julle nie mislei nie. Moenie vreesbevange raak wanneer jy al hierdie doemprofete en hierdie doemboodskappe hoor nie. Moenie bevrees staan nie wanneer hierdie dinge rondom julle gebeur nie. Dit is eintlik asof Jesus wil sê, in alles wat rondom in ons wêreld gebeur, fokus. In plaas van bang word wanneer epidemies uitbreek, wanneer aardbewings plaasvind, wanneer al hierdie natuurrampe, hongersnood, epidemies en al hierdie oorloë en goeders gebeur, moenie paniek nie, fokus. En waarop wil jy moet ek en jy fokus? Fokus op wie die God is wat jou geroep het en wie jou stuur ook vir 'n taak. Dis waar jy moet gefokus. Kyk hoe vat Jesus hulle aandag weg en sê, al hierdie goed gaan gebeur. Hulle gaan jou selfs gevange neem. En in dit, bly gefokus. Jy selfs vir jou die woorde gee om te kan getuig. Jy moet net gefokus wees aan wie is die een wat vir jou stuur. Ons leef in 'n wêreld vol onsekerhede en moeilike goeders wat met ons rondom ons gebeur. En wanneer moeilike dinge gebeur, vra mense, maar waar is God? En dis waar ons God se stem moet hoor. Ek het julle gewaarsku. Moenie bang wees nie. Ek is nog steeds hier. Maak nie saak wat gebeur nie. En dan sê hy selfs in vers 12, maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal julle selfs gevange geneem word en vervolg word. En dan hoor ek in die agtergrond, maar dit is 'n geleentheid om te getuig. Want as julle daar staan, moenie wonder of dink wat julle moet sê wanneer julle aangekla word nie. Ek gaan vir julle selfs die woorde en die wysheid gee hoe om hulle te antwoord, sodat geen van julle vyande enigiets daardeur kan sê nie. Sjoe. Jesus verander die perspektief van wat mense het. Verander die perspektief van dit wat mense gedink het is vas en staan vas, wat eintlik tydelik is, sê Jesus is tydelik en hy sê kom ek fokus ons op wat ewige. As hy moenie bang word vir hierdie gaas nie, kom ek kom wys vir julle die ewige God. Julle moet net besef, julle is in sy hand. As hy sê maar dan gaan nie 'n haar van julle kop af gaan, ek gaan nie weet nie, beteken dit nie ek en jy gaan nie ly nie of gaan nie deur moeilike tye gaan nie. Hy kom vir my en vir jou sê in al hierdie moeilike dinge wat jy deurgaan en selfs in die vervolging en lyding, wat jy besef jy is in die ewige God se hand. En jy hoef nie te bang te wees nie, want ek is met jou. Dis wat God in al hierdie staan. Dit is asof ek God wil hoor, as jy 'n kind van God is, as jou oë op God gefokus is, dan kan jy te midde van hierdie moeilike wêreld kan ons as kinders van die Here skyn in plaas van ons knieë bewe en dan kan ons in hierdie moeilike tye eintlik begin geleenthede kry om te getuig. En as mense raak sien dit wat ons doen en vra maar hoekom is jy nie bang soos die ander? Hoekom tree jy anders op? Ek het 'n groot God in wie ek behoort. Kan ek met jou deel die vrede wat ek het? Ek weet in wie se hand is ek en ek weet daar gaan moeilike goed my gebeur, maar
My God is groter as enigiets. Hy het my al hierdie beloftes gegee. Ek is syne. Hy het sy naam oor my uitgespreek. Ek behoort aan hom. Ek het sy liefde ervaar. En is nie minder 'n waarheid omdat daar slegte goed gebeur nie. Dit is nog net so waar. En daarin hou ek vas. Want ek weet wat's ewig. En ek weet wat's tydelik. En dan antwoord Jesus hulle heel in die einde en sê, maar red julle lewens deur te volhard. Moenie aanhou om vas te hou aan my, aan dit wat ewig is nie. Red julle lewens deur te volhard. Want niks sal julle uit my hand uitdruk nie. Ek wil hê vanoggend hê dat ek en jy net iets moet besef en herinner word dat hierdie gedeelte eintlik vir ons help om te verstaan. Ons geloof word nie getoets in gemak nie. Jy gaan nie, jou geloof gaan nie getoets word as jy op jou lazy boy sit nie. God se beloftes geld ook nie net as dit goed gaan met jou nie. God se beloftes geld, selfs wanneer dit sleg gaan, is God se beloftes nog steeds net so waar in die moeilikste van tye. Derde ding wat ek en jy vandag moet verstaan. Volharding is nie 'n passiewe ding nie. Volharding beteken nie ek sit agteroor nie. Volharding beteken is wanneer ek leef elke dag in die stryd en wanneer dinge moeilik gaan, dat ek aktief besig is om te getuig en die roeping wat die Here vir ons gee om disippels te gaan maak, aanhou te doen. Dat ons nooit sal ophou. Eers dan kan ons, wanneer dinge moeilik gaan, kan ons staande bly, want ons wortels is diep. Diep. Wat is die toepassing vir ons tyd, vandag, in die tyd wat ek en jy in leef? Vir my is dit iets wat ek hier uithaal. Leef naby aan die Here, en nie aan al die gerugte wat jy hoor nie. Leef naby aan die Here. Hou aan sy woord vas. En as die doemprofete en die video's en al die goeters oor tye en goeters kom, hou jy vas aan die Here en jy word nie bang nie. Want jy weet in wie se verhouding jy staan elke dag. Verskriklik belangrik. Tweede ding. Moenie dat vrees en die moeilike goed wat daar buite gebeur jou lam lê nie. Hou vas aan God, die ewige God wat my en jou roep vir 'n taak en vir 'n werk. Elke krisis word 'n geleentheid vir my en vir jou om te getuig. As ons vashou in die lewende God. As hy my en jou fondament is, kan ek en jy in enige krisis kan ons getuig en bely wie ons het in God. Dan word my en jou vrede in moeilike tye word dit 'n getuienis. Dan word my en jou woorde van hoop wat ons spreek nooi ander mense in na God toe, dat hulle hoop kry. En daarom die derde ding wat ek hier leer, volhard in die hoop. Moet nooit ophou hoop nie, want ons God is ewige God. Hy hou nie op nie. En daarom 'n regulêre daai geloofsritmes wat ons elke gee, vandag is ek net 3 woorde wat ek vir jou gee, wat jy elke dag kan toepas. Vertrou, vertel, volhard. As jy opstaan, kies om die Here te vertrou vandag, maak nie saak hoe lyk vandag nie. Wanneer ek elke dag leef, vertel ek van sy goedheid. En elke dag bly ek dit aanhou doen. Ek doen dit nie net vir 1 dag, 'n week of net eenmal in my lewe nie. Ek doen dit elke dag. Elke dag. Volhard, vertrou, vertel, volhard. Elke dag. Dis wat die Here vir my en vir jou vra. Dit bring ons by ons volgende gewoonte. So, jy moet nou die volgende een op die kaart uitkrap, heel ondersteun. As jy hom by die huis het, as jy nie het nie, daar is nog daar agter, asseblief gaan kry vir jou kaart, deel van ons kompas, waardes in ons gemeente. Kom ons by die volgende. Omdat ons 'n lewende God het, gee ons alles. Ons aanvaar sy roeping, ons gee ons alles.
Ons het almal hulpbronne tot ons beskikking. Tyd, geld, energie, hande, voete en alles wat ons het, gee ons om in diens van God, sy roeping en sy koninkryk te staan. Daarom leef ons vir hom. En alles begin in daai sentrum, daai minder, die drie enige God, die lewende God waaruit alles kom. As hy jou basis is, dan is dit baie maklik om by daai een te kom waar ons sê, maar ons dien die Here met alles wat ek het. My tyd, my geld, my alles. My krag, my vroeg opstaan in die oggend, my laat gaan slaap in die aand. My ekstra effort wat ek insit, al is dit om pannekoek te bak op 'n kermis, maar alles wat ek doen, gee ek en ek doen ek om die Here te dien. Want ek werk vir hom. Ek wil afsluit. Toe die tempel geval het baie mense gedink, maar God het hulle verlaat. Maar God het nie verlaat nie. Want voor dit het sy seun gesterf en opgestaan. Hy het sy Heilige Gees gegee in mense en God bly nie meer in tempels of in geboue nie, maar God bly in die harte van elkeen wat hom aanbid en hom dien. Sy Gees woon in my en jou vandag. Daarom vandag, al val jou planne, God se plan bly staan. Al breek jou wêreld vandag, God se hande is oop. En jy's daar binne-in. Hy gaan jou vashou. En al voel jy alleen, sy Gees is by jou, want hy het dit beloof. En daarin kan ek en jy vashou. En daarom steur ons nie aan die tekens van die tye nie, maar aan die ewige God wat roep en stuur. Ek en jy hou vas aan die ewige God wat my en jou roep en stuur. En wanneer ons besig is met hom en sy werk, hoef ons niks te vrees nie. Hy is in beheer. Mag jy so vashou in die ewige en mag jy lig leef met die tydelike, want dit het nie waarde nie. Dit gaan verby. Amen.